Dis vir my so lekker om weer vandag saam met jou te kan wees en op hierdie manier te kan saam wees en ek weet sommer die Heilige Gees gaan vandag net ons so kom bedien, ons lief hê en vandag is 'n baie spesiale dag. Op hierdie dag, presies 33 jaar gelede, het my mooie moeder in kraam ingegaan en toe geboorte gegee aan 'n blou oogseentjie en sy naam was Leon. En ja, vandag is my verjaarsdag en nou jy sien dit op Sondag, hierdie preke rekord ek altyd op 'n donderdag. So vandag is die 16de Oktober, maar jy kyk dit nou op die 19de Oktober en dit is vir my so lekker. Alreeds, net al die liefde wat ek beleef en boodskappe en mense wat bel en as ek net kan eerlik wees, hierdie afgelope jaar, dis regtig nie 'n cliché of ek sê dit nie net sommer nie, die afgelope jaar was die beste jaar van my lewe. As ek terugkyk oor die afgelope jaar en hoe in my hele lewe, in my wildste drome, het ek nie gedink ek sal beleef wat ek gesien het tot op hierdie punt. En jy, Kaleio, is 'n groot gedeelte daarvan. Presies 'n jaar terug, was ek en my vrou op die Willekeus op vakansie gewees saam met ons gesin en die Here het vir ons op daai vakansie het hy vir ons die naam van Kaleio gegee en dis nou 'n jaar later. En jy weet die 23ste November asseblief save the date, die 23ste November vier ons Kaleio se eerste verjaarsdag, want ons het laas jaar het ons die 24ste November het ons eerste diens gehou en so ons is regtig opgewonde oor dit wat die Here daar gaan doen. Maar vandag verjaar ek en ek is 33 jaar oud en ek is so bewus dat Jesus het sy bediening, sy aardse bediening was geëindig op 33. Jesus het sy bediening begin op 30 jaar oud en toe hy 33 jaar oud was en ek is die hele jaar al besig, want ek weet dit is hoe oud, Jesus het net so oud geword, soos wat ek nou is. En sy lewe het die grootste impak wat hierdie wêreld nog ooit gesien het gemaak. En ek is so bewus dat Jesus het op hierdie ouderdom sy bediening, sy aardse bediening afgesluit, maar ek het die voorreg om eintlik nou eers my bediening te begin. Wat ek glo die Here my hele lewe lank al na toe voorberei het. Ek is al meer as 10 jaar, meer as 12 jaar in voltydse bediening, maar ek sien dit alles as voorbereiding vir die seisoen, vir hierdie seisoen wat afskop
wat nou al 'n jaar in die gang is, en ek vertrou die Here vir nog 33 jaar. Meer as dit, nee, sommer baie meer as dit. Sy impak, sy guns, wat hy alreeds vir my so baie gegee het, sodat ek een ding en een ding alleen kan doen. En dit is om saam met Paulus te stem, wanneer hy in 1 Korintiërs 2 vers 2 hierdie woorde sê, hy sê, ek het my voorgeneem, om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus Christus, en wel as hom, as 'n gekruisigde. Kaleo, so met die afskop van hierdie bediening, al is hy al 'n jaar oud, is daar nog baie jare wat voor ons lê, en ek wil in hierdie tyd, wil ek een belofte maak aan jou, en dit is dat ek Jesus Christus alleen sal preek, en hom gekruisig, en hom opgestaan. Dis hierdie storie, dis hierdie goeie nuus, dis hierdie evangelie, waarvan ek en jy nie genoeg kan kry nie. Dit is hierdie waarvoor ek my lewe gee, dit is vir hierdie rede, hoekom ek op planeet aarde gesit is. Ek weet daar's baie mense wat nog soek na hulle roeping, en wonder hoekom hulle is hulle hierso. Ek is in die bevoorregte posisie om glad nie te wonder hoekom ek hier is nie. Ek weet dat die Here my op hierdie aarde geplaas het, my al 33 jaar hierso gehou het, sodat ek een ding en een ding alleen kan kommunikeer, en dit is Jesus Christus and him crucified, en hom wat opgestaan het uit die dood. Want daai storie maak vir ons die deur oop, dat ons nie net 'n lewe leef, waar ons net oorleef nie, maar dat ons in 'n ewige lewe kan instap. 'n oorvloedslewe, 'n lewe waar ons vir ewig saam met hom kan funksioneer, 'n lewe waar jy sin maak, en dit is waaroor ek vandag met jou wil gesels. Is dat die Here my en jou roep en nooi in 'n lewe in wat impak het, 'n lewe wat sin maak, 'n lewe van oorvloed, en ek gaan vandag, deur hierdie boodskap stoei, want ek is so jy weet, emosioneel oor net die blessing en die seën wat hy oor my lewe uitgestort het. En nie ophou doen nie, dis wat sy genade doen, dit hou nie op nie, dis stop nie. Genade is nie iets wat kan stop nie, dis iets wat, maak nie saak waar ons is nie, maak nie saak waar deur ons stoei nie, maak nie saak waar deur ons dink nie, genade stop nie, en sy genade oor my lewe stop nie. En so, ek wil op my verjaarsdag, wil ek vir jou 'n geskenk kom gee. En dit is om saam met jou deur my gunsteling psalm te werk, en dit is die ou bekende, miljoen keer oorgepreekte Psalm 23, maar wanneer ek vandag net weer na hom kyk, dan skyn die Here vir so 'n groot waarheid uit hom uit hierdie Psalm uit, wat net so kom sement, wat sy hart vir ons is. Hierdie titel van hierdie preek is, ek het jou. Ek weet nie wie dit nodig het om te hoor vandag nie. Maar ek hoop jy hoor so duidelik soos wat ek nou met jou praat, dat die Heilige Gees vandag vir jou sê, ek het jou. Jesus sê vir jou, ek het jou. En dis my verwagting, dat soos wat ons Psalm 23 deurwerk, dat ons net weer ontdek, hy het ons. Hy het ons. So, kom ons begin en ons lees van vers 1 af, Psalm 23, Psalm van Dawid. Die Here is my herder, en ek kom niks kort nie. Jy weet, die wêreld gaan vir ons, is konstant besig, om so hard op ons te skree, is dat ons agter is, en dan hierdie woorde, ek en jy maak hierdie innerlike beloftes, as ek maar net eendag dit kan hê, as ek net eendag daai kar kan hê, as ek net eendag
in daai werk kan wees, as ek net eendag in 'n beter huwelik kan wees, as ek net eendag, jy weet, ons leef so in eendag, dat ons mis wat die Here in hierdie oomblik, in hierdie moment vir ons wil kommunikeer. En so daarom het ek nodig vandag vir jou, Kaleo, dat ek en jy ons kop net so 'n bietjie op die Here se bors gaan sit, en net so 'n bietjie luister. Wat sê die Vader oor ons? Want die waarheid is, hy is ons herder, en jy kom niks kort nie. Die Jesus kom in Johannes 10 en sê, ek is die goeie herder. So vandag wanneer ons Psalm 23 lees, mag jy besef, dis Jesus wat hierdie woorde vir jou sê. Hy sê, ek is die goeie herder. Die vyand kom om te steel en te vernietig. Maar ek het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed sal hê. Ek bid deur die krag van die Heilige Gees, soos wat jy na hierdie boodskap luister, dat daar weer oorvloedslewe, dat jy weer sal lewendig word, dat jy die bonatuurlike krag weer in jou lewe sal funksioneer. Hy sê, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring by wy waters waar daar vrede is, en hy gee my nuwe krag. Kan ek vir jou sê, hierdie woorde som ons hele bestaan van Kaleo op. Jy sien, ek sal vir die volgende 33 jaar in die bediening wat die Here op my skouers neersit, sal ek veg vir hierdie so hard as wat ek kan. En dit is dat my verhouding met Jesus Christus bring nie doodsheid of gewig wat ek nie kan dra nie. Hy kom sit nie 'n standaard oor my lewe wat ek nie kan dra nie. Nee, hy bring my na waters waar rus is, want omdat hy alles reeds afgehandel het, hy het die prys betaal, hy het opgestaan uit die dood. Dis hoekom Paulus sê, ek sal dit alleen preek, want wanneer ek dit besef en ek plaas my geloof op hom, kan ek en jy rus. Nou kan ek dit vir jou sê, hoeveel mense kuier ek mee, nou in Oktober. Joh, daai koppie is klaar in Desember. Wat sê Lian, ja, jy weet, ek is net moeg, ek is net oorlaai. Hierdie jaar is lang, 2025 is lang, het klomp goed gebeur. 'n ander ou gebruik nou die mooi woord, ek's fatigued. Dis nie dat ek nie meer ek sal dit kan klaarmaak, ek sal die reis kan klaarmaak, maar, en ek wil net hê ons moet net pause vir 'n oomblik. Net gou. Kan ek net vir 'n oomblik oor jou bid? Wil jy net jou hande na my toe uitsteek in hierdie oomblik, na die skerm toe? Ek wil net vir jou bid in hierdie oomblik. Here, ek wil vir hierdie persoon, vir wie u so lief is, wil ek Psalm 23 vers 2 tot 3 kom uitspreek en sê, lê vir 'n oomblik in die groen weivelde, by rus. Hy bring waters waar daar vrede is, en Here, u gee nuwe krag. Here, u kom bring vir ons 'n bonatuurlike krag om weer te kan asemhaal, sodat ons kan eindig, sterk kan eindig. Dankie Here daarvoor, vir hierdie persoon wat nou sy hande na my toe uitsteek, of haar hande na my toe uitsteek. Here, dankie dat hy net vir 'n oomblik u rus kan beleef. Hy gaan verder en hy sê, hy lei my op regte paaie tot eer van sy naam. Ek beleef hierdie is 'n profetiese woord vir jou. Ons is al klaar moeg in hierdie jaar, maar ons begin al dink oor 2026 en baie besighede en plekke is nou besig met jaarbeplanning en kerke is besig met jaarbeplanning en wat gaan ons in 2026 doen en in 'n tyd waar baie mense moeg is mense al, jy weet jy, ek het nie eens energie vir die einde van die jaar nie. Hoe gaan ons nog 2026 deurbeplan? Kan ek dit vir jou sê? Hier is 'n belofte vandag uit Psalm 23 uit. Ek sal jou lei op die regte paaie. Ons hoef nie te vrees oor die ekonomie en oor wat nou gaan gebeur en hoor mooi, kan ek net by jou hart uitkom en sê, hy lei ons op die regte paaie. Hy sal vir ons kom wys. Kom, hierdie kant toe, daai kant toe. Jy sien, daar waar die Here is daar vrede. En dis my gebed vir jou, Kaleo, dat jy in hierdie volgende tyd, die geskenk vandag, is op my verjaarsdag, my geskenk vir jou vandag is dat jy vrede sal beleef.
wat alle verstand te bowe gaan. Al sien jy nog nie, al beleef jy nog nie, dat daar waar jy nou sit, dat jy die vrede van die Here sal beleef. Want hy lei jou op die regte paai. Hoor hierso vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is met my. In U hande is ek veilig. Ek moes hierdie week wat verby is, moes ek 'n moeilike ding deur beleef, en Kaleyo is 'n jaar oud, en ons het ongelukkig een van ons eerste gemeentelede, familielede, het ons totsiens voorgesê aan die dood. Ek weet Ilse kyk vandag, en haar gesin, Ilse van Pletsen, maar Peer van Pletsen, een van die eerste persone wat Kaleyo kom bywoon het, en wie die Here so kom aanraak het deur hierdie bediening, was siek die afgelope paar maande, en so Sondag wat nou verby is, het ons klaar gepreek by die kerk, ons het gedoop by die kerk, ons het die Kaleyo wêreldkuier gehad, en so daarna, toe eet ek gou saam met my gesin, en ek jaag deur na die hospitaal toe, want ek het gehoor, dit gaan nie goed nie, het ek by die hospitaal stop. Toe kry ek die boodskap, hy is nou by Papa God. En ek is gekonfronteer weer met die dood. So op my verjaarsdag vandag besef ek net, ons is nie versekerd van 'n volgende verjaarsdag nie. Ek en jy weet nie of ons 'n volgende verjaarsdag gaan sien nie. Ek is seker dat Peer het gedink dalk daaraan, maar het gehoop dat hy nog 'n paar verjaarsdae sou hê, maar so het die Here besluit dat dit nou sy tyd is. En ek wil net sê, so vir die hele gemeente, vir die wat hom geken het, wat 'n pragtige mens. As jy so vir hom gekyk het, sou jy nie geweet dat hy siek nie. Hy was altyd regop gesit, jy sou nie eens geweet het hy het pyn of seer, of hy het nie geslaap nie. As jy hom gesien het, sy humor altyd vol grappe, altyd so liefdevol. Here, ons eer U vir Peer se lewe, vir dit wat hy in Kaleyo kom beteken het, vir die mense wat hy lief gehad het. Maar so is ek so bewus wat hier staan, al gaan ons deur donker dieptes, 'n ander vertaling sê, al gaan ons deur 'n dal van doodskaduwee. Ek was daar by die gesin, toe Peer net oorlede is, en ek het sy liggaam daar gesien. Peer was klaar by die Here, en ek het sy liggaam gesien, en ek het weer dood raak gesien. En dood is 'n baie traumatiese ding. En ek besef net in daai oomblik, maar dit is wat U kom oorwin het. Om dit wat dood moes wees. Ek en jy moes dood wees. Ek en jy, as gevolg van dit wie ons was, as gevolg van ons sonde, was die realiteit dood, en daar het ek dood gesien. Dood is 'n verskriklike ding om te beleef, maar ons het hoop in Christus, omdat hy die dood oorwin het, kan ons saam met hom opstaan uit die dood, al sterf ons fisiese liggame, sal ons vir ewig verder leef. En dan sê ons vir mekaar, dat ons geliefdes, eendag gaan my vrou vir my moet totsiens sê, en eendag gaan ek dalk vir haar moet totsiens sê, en dan kan ons sê, dat dis nie totsiens nie, dis tot ons mekaar weer sien. Maar terwyl ons hier is, sê ons, Here, al gaan ons deur dit, al verloor ons mense, al staar ons die dood in die gesig, sal ons nie vrees nie, want U is met ons. Here, dankie vir die genade, dat vir almal wat hierna kyk, en wat nog asemhaal en leef, net vir oomblik besef, en dankbaarheid het vir wat ons het, vir die salwing wat oor ons is, dat ons nog 'n lig kan skyn. Dat ons nog die lig van Jesus Christus kan skyn terwyl ons hier is. Ons weet nie of ons 'n volgende verjaarsdag gaan sien nie, maar ons weet, elke dag kry ons 'n geskenk, kry ons 'n geleentheid om sonder vrees die lig van Jesus te kan skyn. En dan hierdie woorde. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. Kan ek net sê, in hierdie oomblik,
is ek so bewus dat die Here is besig om vir jou 'n feesmaal voor te berei. Dis die belofte van Jesus Christus. Dat jy is nou in 'n voorbereidingsseisoen en daar's dalk baie mense wat sê, wat uitsprake het oor jou of definisies het oor jou en wil hê dat jy moet suksesvol wees nie. En glo my, ek is deur dit. Ek het al so baie beleef. Hy's arrogant, hy's dit, hy's die, hy's daai. Maar die Here is besig om vir jou 'n feesmaal voor te berei en te sê jou teestanders gaan toe kyk op die seën wat op jou lewe is. Moenie nou tou opgooi nie. Moenie. Jy gaan aan die feesmaal aansit, jy gaan sien, jy gaan die vrug beleef van jou geloof, jy gaan die vrug beleef van jou konstante getrouheid. Dit is nie die groot goed wat jou lewe verander nie, dit is die konstante klein goedjies elke dag, die regte goed wat ons op fokus, om ons vas te hou aan Jesus Christus. Dis die goed wat groot verandering bring, en ons gaan aan 'n feesmaal aansit, en ons teestanders, die vyand wat ons lewe wou vernietig, gaan moet toekyk hoe ons feesvier saam met Christus. En dan sê hy, u ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid, u goedheid en liefde sal my lewe lank bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Ek en jy het 'n plek. 'n plek in die Vader se huis. En ek en jy is nie weeskinders in daai huis nie, ons is in die bloedlyn van die Vader, en die Vader sê, vir 'n tydelike tyd is julle hierso. Skyn jou lig. Ek het jou. Al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, al beleef jy pyn en seer daar waar jy nou is, al stoei jy en jy kan nog nie die toekoms of 'n ander realiteit sien nie, ek is met jou. Ek het jou. So ja, Here, dankie vir Psalm 23 vandag. U weet die persone wat nou rus nodig het, dat u hulle kom neerlê in waters van rus. Here, u weet die persone wat leiding nodig het, dat u hulle nou kom lei op die regte paai, dat ons u stem hoor, om te weet wat die regte finansiële besluite, regte besigheidsbesluite, regte verhoudingsbesluite, regte gesondheidsbesluite, regte gewoontesbesluite. U lei ons op die regte paai, dat ons in elke seisoen in oorwinning kan leef. Here, al gaan ons deur 'n dal van doodskade, al verloor ons mense rondom ons, sal ons geen onheil, ons sal niks vrees nie, want u is met ons. Ons loof die Here daarvoor, en almal sê, Amen. Mag Psalm 23 in hierdie week, soos wat jy hom net weer saam lees, mag dit net soveel krag en vrede in jou lewe kom herstel. Ek wil net hierdie weer hardop sê, dat jy dit hoor. Psalm 23 kom leer ons, Kaleo, die Here sê, ek het jou. Jy gaan okay wees, jy gaan dit maak, meer as, maar ek wil jou uitnooi, nie nou tou opgooi nie, of moenie nou op 'n plek kom waar jy groot besluite maak, en ek wil jou 'n bietjie raad gee, dat as jy so voel, en net, ek wil net weghardloop, en ek wil net dit en die en daai doen, wag net so 'n bietjie, moenie nou groot besluite maak nie. Wag vir die vrede van die Here, hy sal ons op die regte paai lei. Ek kan nie wag om jou volgende week te sien nie, ons is weer by Simplicity Venue, en joh, dit is vir my so lekker, as ons by mekaar kom as 'n gemeente, saam aanbid, met die salwing en die bediening van die Heilige Gees. Ek wil jou regtig vra, as daar mense in jou lewe is, wat jy weet, liefde nodig het, wat vra het, wat genesing nodig het, wat mense nodig het wat omgee, nooi hulle asseblief. Dis hoekom ons daai spasie skep, dis hoekom ons daai gebou hier, dis hoekom ons kerk is, dis hoekom ons alles doen wat ons doen, sodat ons mense kan bereik wat Jesus nodig het, dat hulle liefgehê kan word, en dat hulle die waarheid kan hoor. Ek bless jou, hierdie volgende week, mag jy in oorwinning leef, mag jy die krag van die Heilige Gees so sterk in jou lewe beleef, en ek sien jou volgende week by Simplicity Venue, en aanlyn vir almal wat aanlyn saam met ons kuier. Ek wil vir jou sê, ek is lief vir jou.
Ek is so lief vir jou.